Goeiemôre almal. Dit is donderdag die 2de April die jaar 2026, 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber en ek wil vandag so 'n bietjie gesels oor vertroue. En onthou, hierdie is 'n lang naweek, dis Paasnaweek. Doen die moeite om by 'n kerk uit te kom. Al gaan jy miskien bietjie weg. Kyk of jy nie 'n diens kan bywoon sodat jy ook net saam met ander medegeboeties en sissies in die geloof verenig kan word en jou vertroue in die Here stel. En dis ook my boodskap vandag. Psalm 91 vers 1 en 2. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Wat beteken vertroue? Vertroue beteken jy kan jou vertroue in iemand stel. Jy kan jou verlaat op daardie persoon. Daardie persoon is betroubaar en hy's 'n staatmaker. Is die Here Jesus 'n staatmaker? Hy is absoluut 'n staatmaker. Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat na God toe gaan, moet glo dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. So, jy kan nie na die Here Jesus toe gaan en jy vertrou hom nie. Dan Hebreërs 13 vers 5 tot 15 sê die volgende, julle gedrag moet vry wees van geldgierigheid, wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Dis vertroue in die Here. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is my helper, ek sal nie vrees nie, want wat sal 'n mens aan my kan doen? Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het, aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel, ekskuus tog, en die gevolg daarvan, van die geloof. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. Moenie rondgeslinger word deur allerlei vreemde leringe nie, want dit is goed dat die hart versterk word deur genade, nie deur voedsel nie, waarvan die wat daarin gewandel het, geen voordeel gehad het nie. Ons het 'n altaar waarvan die wat die tabernakel gedien het, geen reg om te eet nie, want die diere waarvan die bloed vir die sonde deur die hoëpriester in die heiligdom ingedra word, hulle liggame word buitekant die laar verbrand. Daarom het Jesus ook om die volk deur sy eie bloed te heilig buitekant die poort gelei. Laat ons dan uitgaan na hom toe, buitekant die laar en sy smaad dra, want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige. Dis die nuwe Jerusalem wat kom, dis ons nuwe toekoms. Laat ons dan geduldig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. En dan Psalm 46 verse 11 en 12. Laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Die Here van die leerskare is met ons, die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons, Sela. En ons volgende gedeelte is hierso uit Spreuke 3, en nou Spreuke 3 sê vir ons die volgende, 3 vers 5 en 6. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van wat kwaad is. Halleluja. Ons moet die Here dien met ons alles. Jeremia 17 verse 7 sê die volgende, geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie sy vertroue die Here is. Halleluja. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons vertrou U met ons hele wese, want ons weet, daar is niemand op hierdie aarde wat kan doen wat U doen. Here, wanneer ons as sondaar na U toe kom, en ons sê, Here, ek was 'n moordenaar, Here, ek was 'n dief, Here, ek was 'n hoereerder gewees, Here, kom was my skoon, Here, kom heilig my, kom reinig my, Here, dan kom U, want U is die pottebakker en ons is die klei, Here, dan kom brei U ons, U maak 'n nuwe skepping van ons, Here, U herskep ons van die ou ek na die nuwe ek, sodat ons ligdraers vir U kan wees. Here, daarom weet ons, daar is niemand soos U nie, Here, wie kan die mens verander, soos net U kan. Here, kom werk in ons harte, Here, sodat ons altyd deur U wil vir ons lewe kan uitleef. Ons loof U, ons prys U, ons eer U groot en heilige naam. Halleluja, amen en amen.